Ek wil graag 'n vraag by jou los. 2. Wat beteken getrouheid vir jou? En hoe het God in jou lewe al sy getrouheid bewys? Ek dink baie keer, of toe ek daai vraag neerskryf, toe dink ek, joh, dit is eintlik 'n baie groot vraag. In 2 Tessalonisense 3 vers 3 sê dit, "But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one." Faithfulness, soos vir die wat weet, soos almal, ek is 'n Afrikaanse onderwyseres, maar daar is vir my iets ongelooflik mooi aan die Engelse woord faithful. Die Afrikaans is getrouheid, maar ek weet nie hoekom dit vir my so mooi is in Engels nie, dit is net werklik vir my mooi in Engels. En die betekenis, of die definisie van faithfulness is, it primarily means loyal and steadfast in one's commitments. Loyal and steadfast in one's commitments. Nou, ek dink ons almal het 'n storie van faithfulness, getrouheid. Either waar jy getrou was aan iets, situasie, 'n mens, aan gehoorsaamheid, wat ook al dit is, of iemand wat dit aan jou betoon het. Toe ek my notes, my idees so half deel met Gustav, toe stuur hy vir my, ek sê vir hom, yes, ek sukkel met 'n opening. En ons eintlik so baie wat mens kan sê, maar om dit half saam te bring, en hy stuur vir my van 'n storie van een van ons eie kerklede, Lucinda Roots. Sy het na 'n ma gekyk, na 'n ma gekyk vir 4 jaar terwyl sy kanker gehad het. Haar ma het by hulle in die huis gebly, as ek dit reg verstaan. Ag, skoonma. Het by hulle in die huis gebly, en sy het na haar skoonma gekyk vir 4 jaar lank. En wat nou uiteindelik die stryd teen kanker verloor het. En dan as mens sulke significant stories hoor, dan begin mens wonder, is ek eintlik so getrou? Jy begin jouself in daai plek sit van, Jessie, ek ken hierdie mens wat dit doen, of ek lees van stories in die woord, wat dit mee gebeur het. En wat doen ek? Wat doen ek om faithful te wees? Het sy dit nou is in die koninkryk van God, as die liggaam van Jesus, of ietsie klein en simpel, soos, ek weet nie, 'n koffie maak elke Sondag vir iemand, of elke oggend jou man in die bed bederf met 'n breakfast, ek weet nie. Nie Alex moenie maar nie, Alex kry dit nie. Ek praat nie daar uit experience uit nie. Maar wat vir my uitstaan van situasies soos dit, gewoonlik iemand wat gesien word, of iemand wat faithful is, wat getrou is, of 'n situasie waar daar getrouheid aan jou bewys is gewoonlik iets of iemand wat nie wil shine vang nie. Getrouheid is gewoonlik hier in die agtergrond met iets wat gebeur. Dit is nie, hy kyk vir my, ek het nou net dit gedoen nie. So, ons deel oor prominente figure en ons het al ongelooflike woordwaarhede gehad uit hierdie prominente figure uit. En hierdie idee van faithfulness bly net heeltyd by my. En my prominente figuur is iemand wat absoluut getrou was. Dis iemand wat wou doen wat reg is, volgens die wet, wat is die Ou Testament. En dit is iemand wat gehoorsaam was. Ons sien 'n bietjie later hoe die gehoorsaamheid deurkom en hoekom ons
oorspronklik sê, sy was gehoorsaam. So as jy saam my sal blaai, ons is in die boek van Rut. Ek praat oor Rut vanoggend. Rut is vir my, dis 'n baie kort boek, dis 'n interessante boek. Dit is net na Judges. Gerrit het uit Judges uit gepreek. En as mens gaan kyk in Judges wat aangaan, dis baie geveg en is moeilik en ons ek kan nou nie die Afrikaans onthou nie, hongersnood, dan sy famine. En hier kom Rut en dis half hierdie rustige boek wat ons kry in die woord. En dan begin ons die storie van Rut lees en dan kom ons agter, oor die algemeen is dit asof die Here net gekom het om net sy getrouheid te bewys. Net te herinner, ten spyte van al hierdie dinge, is ek getrou. En hy gebruik iemand soos Rut. Gustav het laasweek hierdie analogy gehad van 'n trein, waar almal, soos wat ons deurgaan, deur die woord van die Here gaan, soos wat ons gaan, is dit net asof mense opklim, hulle werkie doen, en dit wat die Here voorbestem is, en afklim. En dan gaan hy net aan, en so kom mense net op. Nou, Rut was een van daai. Daar's baie wat ons kan sê oor haar skoonma, Naomi, ook. Ook net op 'n plek, opgeklim op die trein, gedoen wat hulle moes gedoen het, afgeklim. En omdat hulle gehoorsaam was, omdat Rut gehoorsaam was in hierdie storie van haar, ek dink ons almal ken die storie van Rut, het sy net bewys dat sy was nodig vir daai oomblik, sy was nodig vir ons om te wys, wat is dit om getrou te wees, en het afgeklim, haar werkie gedoen, en so het dit aangegaan. Dit het 'n baie, baie groot effek gehad later, soos wat ons sal sien. So in Rut 1, vers 16 tot 17, hierdie vers word baie gebruik by troues en so aan. Maar ek wil hê ons moet die mooiheid daarin sien. Dit sê, but Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me." So agtergrond van Rut, of Naomi eintlik maar. Naomi en haar man was Moab toe. Ek is nie seker wat die Afrikaans is nie. Was Moab toe. So my Bybel is Engels. En as gevolg van die hongersnood in Bethlehem is hulle Moab toe. Hulle kom toe daar, hulle twee seuns trou met Moabites, met twee vrouens van Moab, wat eintlik teen die wet gegaan het. Hulle was Jode gewees, so die wet het gesê, jy trou met 'n Joodse vrou om die bloedlyn so skoon as moontlik te hou. Maar as gevolg van daar waar hulle was hulle enigste opsie om met die vrouens wat daar is te trou. Hulle trou toe met hierdie vrouens. Ons sien die rede hoekom hulle is uit Bethlehem uit as gevolg van die hongersnood, maar dit bewys half 'n agtergrond van Naomi en haar man, waar hulle in ongeloof opgetree het. Hulle het opgetree half in 'n sin van, ja, ons weet nie of die Here gaan voorsien nie, kom ons trek. Nou kom hulle hier in Moabite, hulle het twee seuns trou, en een van die vrouens is dan nou Rut. So gebeur het dat Naomi se man oorlede is, en so in Sarsies gebeur het toe nou dat haar twee seuns ook toe nou oorlede is. Nou is dit net sy en haar twee skoondogters. En sy besluit, wel sy kan nie verder hier bly nie, want weer eens, omdat sy onder die wet leef, het sy gevoel,
of het sy geweet, sy moet kan teruggaan na haar mense toe, want haar mense sal na haar kan kyk. En haar familie is in Bethlehem. So sy moet teruggaan, laat iemand vir haar kan sorg. Sy besluit om terug te gaan, en Rut, eers sê al twee skoondogters, hulle gaan saam, en so gebeur het toe nou, dat, ek kan nou net nie haar naam onthou nie, ek dink is Obadiah, so ietsie, Oppa, dankie, sy besluit toe, okay goed, sy gaan bly, nadat Naomi hulle nou oortuig, moet eerder nie saam my kom nie. Rut hou aan, sy sê, ek gaan saam met jou kom. En dis nou waar hierdie gedeelte uitkom, where you go, I will go. Jou God sal my God wees. En toe ek daai lees, weer eens, dis iets wat ons so baie hoor by trou is. Maar toe ek lees, jou God is my God, dis dan maar 'n baie groot declaration wat jy maak. Jy weet nie veel nie, jy is gebore en getoe in Moab, julle het allerhande ander gode met julle aanbid, jy ken nie regtig die Joodse God, en jy ken ook nie die Joodse manier van dinge doen nie. Ten spyte van die feit dat sy in 'n Joodse familie ingetrou het, toe hulle in Moab kom, toe hulle kon nie die wet uitleef, soos wat hulle kon in Bethlehem nie, as gevolg van almal om hulle, wat teen dit is. So sy ken dit nie regtig nie, en sy maak die declaration om te sê, ek sal saam met jou gaan, en ek sal die God wat jy dien, sal ek dien. Min wetend, in die einde van haar storie, dat God net so getrou was, omdat sy hierdie besluit gemaak het. Ek sal jou God, sal ek dien. Ek wil net 'n bietjie agtergrond gegee het oor Rut, dat ons net 'n idee het van waar dit vandaan kom. In die Bybel, as ons so deur die Bybel kyk, beteken getrouheid of getrou hoofsaaklik betroubaarheid, vertrouenswaardigheid en standvastigheid. Dit beskryf beide God en die wat in hom volg, en beklemtoon hulle toewyding aan waarheid, plig en beloftes. Getrouheid is 'n kenmerk van God en beklemtoon sy onwankelbare trou en liefde teenoor sy volk. Regdeur die woord, regdeur ons lewe kan ons sien hoe God net aanhoudend getrou is. Daar's net heeltyd iets soos 'n Special in Checkers. As jy inloop, waar hy's net getrou. Vir die gelowiges beteken dit om op God te vertrou, sy gebooie na te kom. Hierdie gebooie is ons, nie die Ou Testament, dis die Nuwe Testament gelowige, die gebod om sy genade te aanvaar op ons lewe. Te aanvaar wat hy op die kruis gedoen het, aanvaar dat hy gesterf het en weer opgestaan het, en dat hy weer gaan kom. Dis die gebooie waaronder ons leef, om lojaal te bly, selfs in moeilike omstandighede. En dis nie baie maklik nie. So Rut het 'n besluit geneem om getrou te wees. Sy het besluit, ek gaan getrou wees. I will be faithful, I will follow you. Ek sal saam met jou gaan. Sy het besluit om gehoorsaam te wees. Soos ek Rut bestudeer, is ek seker daarvan, dat voordat sy werklik God geken het, en die Joodse manier van leef geken het, is ek seker daarvan dat daar was iets in haar, wat vir haar gesê, of wat sy gevoel het, ek moet vir Naomi volg. Want sy het iets in Naomi gesien, wat sy wou gehad het. Sy het na Naomi gekyk en gedink, ek weet nie wat jy het nie, maar ek soek dit. En ons is in Naomi vir baie mense, vir baie van 'n Rut is ons in Naomi. Dat wanneer mense na ons kyk en ons het die Heilige Gees in ons, en ons loop met daai autoriteit van die Heilige Gees, met iemand na ons kyk en sê, jy het iets wat ek nie het nie. En ek wil dit hê. Daar's 'n paar dinge wat ons kan leer uit Rut, uit die storie van Rut. Net so 'n paar punte wat ek neergesit het. Nommer 1, life is not going to go the way we planned.
As dit maar net het, dan het ek al lankal 'n plaas gehad in 'n landkruiser. Dit kan ek julle beloof. En 'n paar skapies. Maar dit gaan nie altyd so nie. In Rit 1 vers 20 tot 21 is dit nou Naomi wat praat en sy sê, "Don't call me Naomi," she told them, "call me Mara. Because the Almighty has made my life very bitter. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me." So Naomi was in hierdie plek waar sy gedink het, wel, die Here was teen my, hy het teen my gedraai, omdat ek in die begin teen hom gedraai het, en hy het my teruggebring aarde toe, in 'n sin, as gevolg van die feit dat my seun en my seuns en my man oorlede is. Men weet, en toe hulle terugkom in Bethlehem, het die mense wat van Naomi ken in Bethlehem, as jy gaan lees in bietjie verder in hoofstuk 2, dan kom sy in Bethlehem aan, en die mense wat haar ken, verwelkom haar met oop arms. Sy sê, "Oh, Naomi, hallo, welkom, is lekker om jou te sien. Ek's bly jy's terug." En hier loop sy met hierdie ding, vandat hulle Moab verlaat het tot en met Bethlehem, wat hulle nou travel om daar aan te kom, loop sy met hierdie ding, "Ek is Mara vir bitterheid. En ek gaan bitter wees as gevolg van dit wat aan my toegedoen is, en dit wat ek verloor het. Want die mense waar sy kom, gaan ons so sien, dink sy. Toe sy daar kom, hier kom God, hy's getrou, en hulle persepsie van haar is nie wat sy gedink het dit is nie. En baie keer is dit ons ook. Baie keer ons persepsie van wie ons is nie wat die mense wat in jou lewe is, jou sien mee nie. Of enigstens hoe God jou sien nie. Want hier was net weer eens 'n bewys hoe God dit verander het. Nommer 2, die vyand sal ons lyding gebruik om ons te isoleer. En dit pas vir my so mooi by dit wat Gustav nou gesê het van, en Gerrit met die opening gesê het van leë kerkbanke. In Rit 1 vers 8 tot 9 sê dit, "Then Naomi said to her 2 daughters-in-law, Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show you kindness as you have shown kindness to your dead husbands and to me. May the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband." Nou, in die Ou Testament, in die wet het dit so gewerk, as jy getroud was, so ek en Alex wat getroud is, as daar iets met hom is gebeur het, en ons is Jode, moes sy ouers nog iemand verskaf het, vir my as man. Het sy dit nou 'n broer is, 'n neefie, wat ook al, dis hoe dit gewerk het. Naomi het niks van dit gehad nie. So, sy het familie gehad, maar nie in Moab nie. Dis hoekom sy alleen wou teruggaan, Rit het besluit om saam te gaan. Maar hier sê sy vir hulle bly agter, en Rit besluit, ek gaan saam met jou gaan. En hulle gaan saam, en so kom hulle in Bethlehem, en Rit ontmoet vir Boaz. En dis 'n baie mooi liefdesverhaal, ons gaan nou daarby uitkom. Maar toe Naomi sê hulle moet teruggaan en Rit besluit om te bly, is dit half asof die hand van die Here oor hulle was. Dat Naomi, en toe sy teruggekom het in Bethlehem, net bewys was, jy kan nie alleen wees nie. As ons geïsoleer is, kan ons nie saam veg en saam die liggaam van Jesus wees om iets vir die koninkryk van God te doen nie. Wanneer ons sê nee, moenie worry nie, ek sal dit self doen, dan isoleer ons onsself, en is in daai oomblikke wat die vyand, wat ook al aangaan, teen jou gebruik. Want daar's niemand om vir jou perspektief te gee nie. Daar's niemand om vir jou saam met jou te bid nie. Daar's niemand by wie jy net kan afpak nie. So die vyand sal ons lyding gebruik om ons te isoleer.
En dan wanneer ons geïsoleer is, man, dan vang hy vir jou. Want dan herinner hy jou aan alles wat sleg is. En hoe swak jy is, en jy kan nie dit nie, en jy kan nie dat nie. Ons is sterker wanneer ons saam is. Ecclesiastes 4:9-12 sê, 2 are better than one, because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Ek dink daai spreek vir ditself. Ons is hier vir mekaar. Ons is hier om mekaar op te lig. Ons is hier om vir mekaar te bid. Om mekaar op te dra aan die Here, om mekaar inset in mekaar se lewe te gee. God can use our suffering for his good. Nee, dit klink vir my lekker nie. Maar Romeine 8 vers 28 kom en dan sê hy, and we know that all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Dis ultimately vir sy glorie, vir sy purpose. Dat ons op hierdie treintjie klim, af van hierdie treintjie afklim. Dit beteken nie hierdie trein is 'n smooth ride nie. Dit beteken nie as ons opklim is dit net see en lelies en kosmos en alles hier langs ons nie. En is beautiful. Dis moeilik. Partykeer gaan jy op die grond moet slaap. Jy het partykeer nie eens 'n bankie om op te sit nie. God werk in maniere wat ons nie altyd kan sien nie. Ons het in die begin van die maand, in die begin van Junie, het ons young adults home cell begin. En dis oop vir enigiemand, by the way, details after church, ask me about it. Grys mense ook, enige mens. As jy identifiseer as 'n young adult, is jy welkom. Nietemin, ons het hierdie begin, ons het dit al vir trial run gegee om te kyk. Ons het gevoel die Here het nodig om in die jonger adult generasie te begin werk, iets standvastig te bou vir ons generasie, want dis moeilik daar buite. Nietemin, Woensdag aand was dit nou net ek en Alex en Philip en Angelique. En Philip, ons begin oor my identiteit in Christus in die koninkryk van God. Ons het in die begin van Junie, of ons reeks, of ons tema vir Junie was die koninkryk van God. En ons praat nou van my identiteit in Jesus in die koninkryk van God. En Philip kom en hy sê, ek vra die vraag van dit, wat is jou testimony? En hy begin praat en hy sê, partykeer voel dit vir my, het nie hierdie testimony. Partykeer voel dit, hy is net daar. Hy help my net hierdie ou, wat besig is om dood te bloei, en daai ou, wat sy toon gestamp het. En hy gaan net aan. En in my gees bring die Here vir my iets op. En ons begin daaroor praat, waar partykeer het ons nie hierdie wow testimony nie. Want dis partykeer al wat ons soek. Partykeer is dit, yes, die Here moet hierdie amazing groot ding doen, en dan eers het ek 'n testimony. En ek het so in die laaste 2 jaar besef, dat 'n testimony vir my is ongoing. Dis goed waar die Here getrou was in situasies, en ek het daar uitgekom, en dit gee hom eer. En dan gebeur daar weer ietsie, of die vyand is weer lastig, en dan kom die Here, en dan is hy net weer eens getrou, en so gaan dit net aan en aan. En dit kom by my op, maar ek is amper 100% seker daarvan, my testimony moet eintlik wees, eendag,
wanneer ek voor die troon van God staan. Wanneer my testimony volledig is. Dis half asof dit weer eens hierdie trein is, en daar's net goed wat gebeur, situasies wat gebeur, en die Here is net heeltyd getrou, en dan heeltyd kan ek hom net eer gee, tot eendag, wat ek voor die troon van genade staan, en ek kan sê, it's done. En daai is my testimony. It's not the things, dis nie die dinge wat ons dink dit is nie. So, as gevolg van dit, van dat ons net gaan, en mense plaas, die Here plaas mense in ons lewe, wat ons mee moet deel, mense wat met ons moet deel, en vice versa. Maar hy werk op maniere wat net hy weet wat gaan gebeur. En dis baie keer 'n bietjie frustrerend, maar eventually is dit die moeite werd. Daar is oomblikke wat ons sien, it was worth it. Hy sê in Johannes 5 vers 17, in his defense, Jesus said to them, my Father is always at work to this very day, and I am too working. Hy hou net aan werk. God het 'n groter plan. In Efesiërs 1 vers 11 sê hy, in him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of his glory. In Jeremia 29 vers 11, Gustav het so laas jaar, ek dink laas jaar min of meer hierdie tyd het hy 'n preek gehad oor Jeremia 29, waar hy van die begin af gelees het regdeur, omdat ons baie keer hierdie Jeremia 29 vers 11 uit konteks uitvat. En dit was vir my so eye-opener om te sien, daai arme mense het deur alles gegaan. Net vir die Here om hier vir hulle te kom sê, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Dit was nie in tye wat dit mooi was, en blommetjies en skoenlappertjies en alles, en dit was beautiful, dat die Here dit kom sê het nie. Dit was in moeilike tye, wat die Here met hierdie belofte gekom het om gesê, maar ek weet wat ek vir jou beplan. Ek het 'n plan vir jou, en ek het 'n plan vir jou lewe. Hierdie hele storie van Rut, as jy nog nie die hele boek van Rut gelees het nie, sal ek aanraai, dit is net 4 hoofstukke, sal ek aanraai dat jy daar deurgaan. Dit is baie feitelik, dit is baie, dit het gebeur, hier was hulle, daar was hulle. Maar soos wat ons lees, met elke groot oomblik in Rut, het die Here net sy getrouheid bewys, as gevolg van Rut, wat haar getrouheid bewys het. As Rut nie gehoorsaam was nie, dis hoekom ek vroeër gesê het, Rut wat gehoorsaam is. As Rut nie gehoorsaam was nie, as sy nie saam gegaan het nie, as sy nie gehoop het en gelang het vir dit wat Naomi het nie, dan was die bloedlyn waaruit Jesus moet kom, gebreek. Dan was hierdie trein van die pad af. Want soos wat ons lees, het sy gegaan en sy het vir Boas ontmoet. Rut en Boas, dit sê aan die einde van, ook in Matteus, ek dink, Gustav het dit laasweek daaroor gepraat ook. So Rut en Boas het saam Obed gehad, Obed het vir Jesse gehad, en Jesse se seun was Dawid. En uit die lyn van Dawid het die Messias gekom. Ons sien hier die koneksie tussen Rut en haar getrouheid en Jesus, sy pad wat hy gestap het, sy getrouheid en hoe hy vir ons op die kruis gesterf het en hoe hy dit wat alles teen hom gegooi is, alles wat hy deur moes werk, alles wat die mens gedink het is verkeerd, alles wat die mens gedink het is teen die wet, teen dit wat God wil hê,
het hy net gekom en hy het net bewys, maar God het 'n plan. En die plan was en is en sal altyd wees Jesus. Daar was nog nooit 'n ander plan nie. Ten spyte van al hierdie ander nonsens wat gebeur het, wat die mense aangejaag het, het God, ons is nie sterk genoeg om God se plan te stop nie. Ten spyte van wat ons baie keer dink. Ons het nie daai autoriteit nie. Ons kan dom keuses maak en ons kan 'n happie van ons pad af. Maar dit beteken nie dat ons nou God se plan en sy idee verander nie. Soos wat ons kyk na hierdie, ek was regtig mal oor daai trein analogy. Dit was my so cool om dit raak te sien. So as jy kyk na 'n trein en hierdie trein van mense wat opklim, iets in die koninkryk van God doen, afklim, gehoorsaam is aan God, is my vraag aan jou, wanneer klim jy op? Of het jy al opgeklim? Was dit vir jou lekker? Was dit nie lekker nie? Was dit moeilik? Of het daar mense al in jou lewe ingekom wat vir jou getrouheid bewys het? En nie net hulle getrouheid nie, maar die getrouheid van God deur hulle in jou lewe bewys het. Of was jy daai persoon vir iemand anders? Of was jy al daai persoon vir iemand anders? Ons leer reg deur die boek van Rit dat God getrou is. In 1 Korintiërs 1 vers 9 sê dat God is faithful, who has called you into fellowship with his Son, Jesus Christ, our Lord. Toe die Here sy seun gestuur het, hy was so faithful, so getrou dat hy sy enige seun vir ons gestuur het, om vir ons aan daai kruis te sterf. Toe hy sy seun vir ons gestuur het, het hy net weer eens sy getrouheid bewys. As dit nie was vir wat Jesus gedoen het nie, aan daai kruis, het ons nie vandag hierso so gemaklik in sy woord en in sy teenwoordigheid geloop nie. Ons praat, die einste Woensdag aand, praat ons oor, die gesprek het so gegaan oor die wet, die Ou Testament. Daar is nie 'n manier wat ek al daai wette sou kon doen nie. 'n Varkchoppie is heeltemal te lekker op 'n vuurtjie. Not a chance. Ek weet nie, ek kan my hoed afhaal dat hulle dit gedoen het, maar ek weet nie. So, prys die Here, Jesus was hier en hy het gekom. Deuteronomium 7 vers 9 sê, Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful. He is the faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. Dit was my so mooi as mens gaan lees die gedeelte. Hierdie is in die Ou Testament, Deuteronomium, en dan lees jy raak covenant, dan dink jy dadelik Ou Testament, covenant, al die reëls. En dan kom hy hier so, dan gooi hy as met 'n curveball. Dan sê hy, his covenant of love. Reg deur die woord, reg deur wie God is. The covenant is and has always been love. Dit was nog nooit iets anders nie. Jesus het net in die vorm van 'n mens in liefde gekom. Maar dit was nog nooit iets anders nie. Lamentations 3:22-24. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for him. Die Here is alles wat ons nodig het. Ek hoor 'n liedjie in die week, so onlangs 'n nuwe liedjie. En dis 'n baie persoonlike liedjie. Dis 'n paar mans wat sing oor persoonlike ervarings wat hulle gehad het en hoe die Here net daar was. En so aan die einde van die liedjie, so die 3de versie daar rond, begin 'n ou sing en hy praat van soos wat dit klink. Hy sê dit nie direk nie, maar soos wat dit klink,
was dit een Sondagoggend en hy kon net nie kerk toe kom nie en hy was in sy kar en sy enigste opsie was om sy kar te rol. En hy sê in die liedjie, sy vrou het hom probeer bel, maar sy hande was te swaar om die foon te antwoord en it was locked on the steering wheel at 10 and 2, is wat hy sê. Hy sê, but all that I had was your name on my lips, Jesus. En baie keer dan dink ek, kom ons by 'n plek en dan besef ons, dis al wat ons het, is Jesus. Dan kom ons op 'n plek waar ons die liefde van God net eenvoudig nie en sy genade net eenvoudig nie aan iemand kan verduidelik nie. Dis sulke oomblikke waar jy daar down in the dumps is en al wat jy het is Jesus. En ek dink is die beste ding wat jy op daai oomblik kan hê. Ja, jy het 'n maatjie nodig om jou daar uit te trek. Maar daai maatjie moet ook weet wie is Jesus. Anders mag daai maatjie jou dalk iewers anders heen trek. En in die wêreld intrek. En dit is nie waar ons wil wees nie. So as jy na jou papiertjie kyk en jy het ietsie opgeskryf, is my vraag aan jou, ewe skielik lyk daai papiertjie baie klein. Ewe skielik kan jy nie ophou dink aan hoe getrou God in jou lewe is nie. Ewe skielik gaan jy 'n endless amount of paper nodig hê. En dis hoekom ons hierdie het. Because it's an endless amount of testimonies of faithfulness. Ek wil graag afsluit met 'n storie. Ek vir die wat weet, vir die wat nie weet nie. Alex se ma het MS gehad. So, Alex is gebore toe sy ma 18 was. Hy spot altyd en sê hy, die dag toe sy haar wiskunde eksamen geskryf het, toe gaan sy sommer daai dag hospitaal toe, haar laaste wiskunde matriek eksamen. En toe sy ma uitvind, sy het al haar storie met my gedeel, toe sy ma uitvind, sy swanger met hom. Vir die wat nie weet nie, Alex se pa, wat ons ken as sy pa, is nie sy pa nie. Dis, ons gebruik nie die term nie, want dit is nie so nie, maar dis eintlik sy stiefpa. So, toe sy ma uitgevind het, sy swanger met hom, het sy biologiese pa gesê, hy wil niks te doen hê met haar kind nie. En so word die rooikop toe nou gebore. En ek dink, hy was 5 maande oud, toe ontmoet sy ma, sy noupa, sy stiefpa in termes. En net so voordat hulle getroud is, Alex was so jaar oud, as ek nou reg onthou van dit wat sy my gedeel het, toe vind sy uit, sy het MS. So sy was so 19, min of meer. Toe sy uitgevind het, sy het MS. En so jaar na dit, toe het sy en my skoonpa getrou. Nou sien ek hierdie storie en nou begin ek dink, nou trou hy met 'n vrou wat 'n dodelike siekte het. Jy weet waar dit gaan eindig. Jy weet hoe jou lewe gaan lyk. Jy trou ook met 'n vrou wat 'n kind het wat nie jou biologiese kind is nie. En ten spyte van wat Alex sê, moet hom nie glo nie. Hy sê graag ek was my ma se soetste kind. Ek het al die stories gehoor. Hy was definitief nie die soet een nie. En hier trou hy met haar. Hulle was 30 jaar getroud. Net so amper 31 jaar getroud. Hulle was so 30 jaar getroud. 20 van daai 30 jaar
was sy bedleend. Sy was 20 jaar lank bedleend. Ek dink, as ek praat van testimonies, dan dink ek, haar testimony, dink ek was regtig, toe sy in die hemel kom, ek kan staan. Ek kan dit doen, ek kan dat doen, ek het nie pyn nie, ek het nie dat nie. En sy, soos ek sê, 20 van daai 30 jaar. Nou, ek gaan nie in detail ingaan nie, maar ons almal kan net dink, alles medies wat met jou gebeur, as jy bedleend is vir 20 jaar, en sy pa het net besluit, ek sal getrou wees. Want hy was gehoorsaam aan sy belofte, aan sy vrou, en hy was gehoorsaam aan sy belofte, aan die Here. Hy het geweet, hy doen hierdie vir iets groter. Hy het nooit, en tot vandag toe, het hy nooit iets teruggesoek nie, hy het nooit shine probeer vang nie, dit was nooit, kyk vir my, dis wat ek doen, ek kyk na my vrou nie. Sy sussie het ook 'n groot deel, ek dink hulle almal het 'n groot deel daarin gespeel om na my skoonma te kyk. Laas jaar April het sy toe nou haar stryd teen MS verloor. Ek is eintlik baie jealous, want nou kan sy chill en rondhardloop en klink vir my lekker om daar bo te wees. En dan kyk ek na my skoonpa. Hy het hy 'n vrou ontmoet wat ek en Alex nou so half bietjie begin leer ken het. Ongelooflike mens. En dan kyk ek na dit, dan dink ek, yes, ek wonder of dit die Here is. Ek seker of van dit moet wees. Half asof die Here net teruggee aan hom. Om te sê vir daai 30 jaar en 20 jaar spesifiek, wat jy so na jou vrou gekyk het, wil ek jou half net bless met hierdie vrou. Ek weet nie of dit so is of nie, ek weet nie wat is die Here se plan, wat is sy gedagtes daar rondom nie, maar ek sien net God se hand in dit. Ek kan nie help om dit nie te sien nie, want so kom sy, en sy kyk nou na hom. En sy is net daar vir hom, sy doen goed saam met hom, wat hy nie altyd kon doen, as gevolg van die obedience, van wat hy gehad het nie. En ek vertel nie die storie om vir hom shine te gee, of wat ook al nie. Maar daar's vir my so baie met wat oplyn met hulle storie, en die storie van Rut, en die getrouheid van God. En ek dink ons almal het 'n storie. Ons almal het iets, wat ons kan sê, maar ek het al dit ervaar. Buiten dat ek het al ervaar deur mense, het ek het al ervaar deur God self. So, my challenge aan jou is, om te kyk of jy elke dag kan vat, net 'n bietjie hier en daar, ek weet mense dag raak dol. Dis 'n challenge vir my ook. En net te dink, how has God been faithful today? Wat het hy vandag gedoen? Ten spyte van al die goed in jou verlede wat hy gedoen het, wat hy bewys, hy is getrou. Wat het hy vandag gedoen? Wat doen hy op hierdie oomblik? Dat hy jou net wys, hy is getrou. En dit is, ek dink, een van die moeilikste goed om te sien, om raak te sien, wanneer ons in 'n krisis is. Wanneer ons nie weet wat ons kop of ons hart volg nie, is dit partykeer een van die moeilikste goed om raak te sien. Maar dis juist dan, wanneer ons perspektief verander, van die situasie waarin ons is, as ons net bietjie dink aan ABC, maar God was getrou in daai situasie, hoekom sal hy dit nie nou doen nie? God was getrou in die Ou Testament, hoekom sal hy dit nie in die Nuwe Testament gedoen het nie? Hoekom sal hy dit nie vandag vir ons doen nie? So vat dit as 'n challenge. Soos ek sê, daai papiertjie is ewe skielik baie klein. Dankie Here dat ons die voorreg het om saam tyd te kan spandeer in die woord. Dankie dat ons die voorreg het om te saai in u koninkryk.
Dankie dat ons die voorreg het om al die klein goedjies wat ons nie elke dag op 'n daaglikse basis raak sien wat U vir ons doen nie. Dankie vir die groot oomblikke wat ons nie geweet het hoe ons uit hierdie uit gaan kom nie, maar al wat ons gehad het was die naam Jesus en U was nog steeds en sal altyd wees getrou. Dankie dat ons uit iemand soos Rut kan leer. Dankie dat daar so baie stories is, mense is, gebeurtenisse is in U woord, waar ons net U hand van getrouheid regdeur kan sien. Buiten dit weet ons dat U getrou is in ons lewe, met die mense wat in ons lewe is, en net deur U beloftes. Dankie dat U ons so lief het, dat U 'n covenant of love met ons geskep het. En dat hierdie covenant of love net aanhoudend voortdurend is. Here, ek vra so dat U elkeen se geestelike oë sal oopmaak, dat hulle perspektief sal kan verander, en dat hulle sal agterkom that you are always faithful in the famine. Dat ten spyte van 'n hongersnood, ten spyte van dit, is U getrou. En ek sê vir U dankie daarvoor. Here, ek bid so vir my vriende en my familie, om U liefde te ervaar, om die genade van U op hulle lewe te ervaar, and that they will be covered by your blood. Dat daar waar hulle gaan, Here, dat hulle nie net mense sal aanraak nie, maar dat hulle ook so beskerm sal wees teen mense wat 'n ander agenda het. Ons sê dankie dat ons saam kan leer en dat ons saam kan groei en dat wanneer ons hier uitgaan, dat ons die voete sal wees vir die woord, vir die evangelie, sodat ons dit wat U vir ons doen en dit wat U vir ons gedoen het, net kan proclaim in die wêreld daar buite, dat daar iemand is wat U nie ken nie, dat hulle sal weet wanneer hulle na ons kyk, maar ek soek wat Jy soek. En ons sê vir U dankie daarvoor, ons sê vir U dankie vir die voorreg vir die Heilige Gees. In U naam alleen. Amen.